Prys die Here. Ek gaan vanmôre direk oor om vir julle die woord van die Here te bedien, soos die Heilige Gees dit op my hart gelê het in die week. Dit is in baie opsigte maandagooggend wat ons manne so 'n bietjie bymekaar gekom het en so 'n bietjie gesels. En is daar waar die Here so 'n woord in my hart gesit het rondom stil word en wat dit beteken om stil te word voor God. Wat dit beteken om te sê dat ek as 'n mens gaan stil word voor die Here, sodat ek kan bewus word van sy teenwoordigheid in my lewe. So as u vanmôre die woord saamgebring het, gaan ek u vra, kom ons lees uit die woord van die Here. En ek gaan vir u vra, kom ons maak oop by die boek van Psalms, Psalm 46. Psalm 46. En die opskrif daar is, God is 'n toevlug. Psalm 46, die opskrif daar is, God is 'n toevlug. Kom ons gaan nou na verse 2 toe. God is vir ons 'n toevlug en sterkte as hulp in benoudhede, is hy in hoë mate beproef. Met ander woorde, in nood is hy gereed om ons te help. Hy is vir ons 'n toevlug. Vers 3. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Kom ons gaan na verse 11 toe. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. As ons weer gaan kyk na vers 11, as ons 'n bietjie kyk na 'n meer nuwer vertaling, dan sal u weet dat dit sê, wees stil en weet dat ek God is. Laat staan en weet dat ek God is. Ek lees vir u tot sover die woord van die Here. Broer en suster, ek glo dat u vanmôre met my sal saamstem as ek vir jou sê dat stil word een van die dinge is wat die kinders van die Here die meeste verwaarloos het in ons hedendaagse tyd. Om stil te word voor God is sekerlik een van die dinge wat die mense die meeste laat waarloos of verwaarloos word het in hulle lewens. En dis een van die geestelike dissiplines wat 'n kind van die Here juis eintlik moet uitvind. Is om stil te word voor God. Juis omdat hierdie besige wêreld besig is om konstant mense te druk om rond te hardloop. Juis konstant besig is om mense in hierdie geraas van hierdie wêreld vas te vang. Mense is altyd besig. Hulle het tyd vir niks. Hulle het nie tyd om stil te word nie. Jy sien, daar's altyd tyd vir iets anders in die wêreld. Maar daar's nooit tyd om stil te word voor God nie. En daarom sê ek vanmôre vir u, dis een van die grootste geestelike dissiplines in die mens se lewe wat agterblee bly vandag. Om stil te word, om tyd uit te koop, om met God te gesels. Die wêreld is besig om meer en meer gejaag te raak, en ek glo u sal met my vanmôre saamstem, as ek vir u sê, ek dink as jy met 10 ouens deur die dag gaan gesels, gaan 70% van hulle sê, weet jy wat, daar's nie tyd nie. Een van die grootste goed wat tekort kom is, daar's nie tyd. Kyk waar staan die jaar al. Ons is al in die 7de maand. Met ander woorde, ons erken dat tyd is besig om met ons op te vang. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's soveel mense daar buitekant
Soveel mense in die wêreld, daar buitekant op hierdie oomblik wat moeg is, oorlaai is, moedeloos is. Daar's soveel kinders van die Here daar buitekant wat geestelik arm is vandag, weet jy dit? En as ek praat van geestelik arm, beteken ek nie, hy's arm in finansies nie. Hy's arm in sy gees. Kind van God. Juis omdat hy nie meer stil word voor die Here nie. Hulle is arm in hulle gees, hulle bedaar nie meer nie, hulle laat staan nie, soos vers 11 vir ons sê nie, sodat hulle tyd met God kan spandeer nie, sodat hulle lank genoeg by God in sy teenwoordigheid kan kom nie. So ons raak nie net fisies moeg en moedeloos wanneer ons aanhou hardloop in hierdie wêreld nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons raak geestelik arm ook, wanneer ons aanhou hardloop en nie stil word voor God nie. Jesaja hoofstuk 40, en is baie bekend, u sal met my saamstem vanmôre, Jesaja hoofstuk 40 verse 31, kom die Here, en ek gaan dit vanmôre vir u lees, as u saam met my wil lees uit die boek van Jesaja, hoofstuk 40, en ek gaan vir u lees daar, vers 29. Kom ons hoor wat sê hy. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. So raai waartoe gaan jy wanneer jy kragteloos is? Raai waartoe gaan jy wanneer jy moeg en moedeloos is? Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, met ander woorde, hoe wag ek? Ek laat staan. Ek word stil. Ek koop tyd uit om by God se voete stil te raak. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat. Met ander woorde, kind van God, wanneer ons moeg en moedeloos raak, wat sê die Here? Hulle wat op my wag. Met ander woorde, u en ek moet stil raak voor God. Ons moet rustig raak voor God, sodat ons vernuwe kan word met krag. Ek wil vanmôre vir u sê, God praat meestal met ons in stil word tye, is dit nie waar nie? Hy praat met ons, ja, wanneer ons besig is, wanneer ons by die werk is, en wanneer ons besig is om te bestuur, maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy daai tyd by God gaan stil raak, word jy bewus van hom in jou lewe. Dis dan wanneer jy daai kommunikasie met God kry. Psalm 46 vers 11 sê nie net wees stil nie. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Met ander woorde, wanneer ons stil raak voor die Here, raak ons bewus van sy almagtigheid, raak ons bewus van sy teenwoordigheid in ons lewens. Daarom sê hy, wees stil, want wanneer jy stil is, wat gebeur wanneer jy stil raak? Jy luister. Jy kan nie net heeltyd praat nie. Maar wanneer jy stil raak, dan kan jy luister ook. Dan kan jy bewus raak van sy almagtige teenwoordigheid. Ek is by jou. Dis wanneer ons stil raak voor die Here wat ons besef, maar weet jy wat? Hy is nog steeds daar vir my. Hy is nog steeds daar in hierdie chaos, in hierdie geraas van hierdie wêreld, is God nog steeds met my. Psalm 46, vriende, is 'n uitnodiging vir jou en vir my in ons tye van chaos. Dis 'n uitnodiging vir jou en vir my in tye van ons onsekerheid.
Dis 'n uitnodiging vir jou en vir my in tye van ons bekommernisse, want dan weet ons kan op die Here vertrou. Net so vir interessantheid het ek dit hier neergeskryf, ek het so 'n bietjie gaan kyk wat sê laat staan. En hierdie oorspronklike woord in Hebreëus, laat staan, beteken dis 'n woord wat sê, laat jou spiere slap word. So wanneer God sê, laat staan, beteken dit, hy wil hê, jy moet ontspan. So wanneer God sê, laat staan, wil hy eintlik vir jou sê, ontspan my kind. Ek het jou. Dit beeld 'n soldaat uit wat laat staan. Met ander woorde, hierdie soldaat lê sy wapens neer, hy hou op veg, hy ontspan met die wete dat sy bevelvoerder het alles in beheer. Met ander woorde, hy is nog hier besig om te veg, en ewe skielik is daar 'n kreet wat sê, laat staan, ontspan, die bevelvoerder sê, ons het gewen, jy kan ontspan en rustig raak. Nou dis wat God van jou en van my verwag, wanneer hy vir ons daar in vers 11 sê, laat staan, ontspan, ek is in beheer. Jy hoef nie meer aan te hou hardloop nie. Jy hoef nie meer aan te hou veg nie. Jy kan laat staan, want God is in beheer. Psalm 46 vers 11 herinner hierdie vers ons eerstens daaraan dat God is in beheer en hy regeer bo alle aardse chaos. En ek wil vanmôre vir u sê, u weet in watter chaos hierdie wêreld vandag is. Maar dit laat ons net weer eens besef dat hy is in beheer van hierdie chaos ook. Hy is in beheer van hierdie geraas ook. Hy is in beheer van hierdie gehardloop van hierdie wêreld nog steeds. Tweedens, jy kan laat staan, jy kan ontspan, want ons hoef nie meer alles uit ons eie krag te probeer hanteer nie. Daar's nog soveel van ons kind van God wat vandag probeer om self alles te probeer uitsorteer. Daarom sê vers 11 vir jou vandag, laat staan, ontspan. Jy hoef nie alles op jouself te vat nie. God is in beheer. En die derde punt is, God is jou toevlug. Soos die opskrif van hierdie Psalm 46. God is jou toevlug. Dat hy as almagtige by ons is in tye van nood. So in tye van nood in jou lewe wil ek vanmôre vir die versekering gee dat God is met jou en by jou. Wees stil en weet dat ek God is. Ek wil vanmôre ook vir jou sê, dat weet jy dat wanneer ons in ons lewens so gejaagd raak, en daar's elkeen van ons is skuldig vanmôre. Elkeen van ons kan vanmôre ons kop in skaamte laat sak in baie opsigte en sê, ek is ook skuldig daaraan dat ek in 'n gejaagde lewe besig is. En wanneer ons gejaagde lewe so besig raak, weet jy wat gebeur? Ons gebedslewens raak oppervlakkig. Ons gebedslewens raak in baie opsigte weg, wanneer ons net heeltyd rondhardloop. Ons praise en worship raak minder, en partykeer doelloos. Maar stil word, maak ons siele rustig voor God. Wanneer ons stil word voor die Here, bring hy ons harte in oorgawe na hom toe. En baie mense sukkel om stil te word voor die Here, weet jy dit? Baie van ons sukkel om stil te word voor die Here, want is juis wanneer daar die hart voor God kom, wanneer God vir ons wys wat in ons harte aangaan. Dis juis wanneer ons stil word voor die Here, wat ons besef daar, wat hy vir ons sê, maar hoorie, ek hou nie van die manier waarop jy op hierdie dinge doen nie. Ek hou nie van dit wat jy kyk nie. Ek hou nie van dit wat jy besig is om uit te leef nie. Want wanneer ons gaan stil raak voor God, bring dit ons harte voor hom. En dan luister ons na hom. En partykeer hou die mense nie daarvan om te hoor wat die Here vir hulle sê.
So wanneer ons voor die Here kom en ons raak stil, gee dit vir ons 'n tyd om bietjie introspeksie te doen in ons lewens. Dit gee vir ons 'n bietjie tyd om so bietjie, hoe kan ek sê, stop te vat van ons lewens, waar ons is met God. Maar wanneer ons die hele tyd hardloop, dan hoef ons nie ergens stil te word en ons hoef nie te luister waar die Heilige Gees vir ons sê, luister, gaan eerder links as regs nie. En dis hoekom stil word vir ons as kinders van die Here so noodsaaklik is, want stil word voor die Here bring vir ons 'n innerlike rustigheid. Dit bring vir ons 'n vernuwing en dit maak ons skoon. Dit bring ons net weer eens in 'n bewustheid teenoor God. Ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, is wanneer ons gaan stil word voor God, dat ons werklik gaan besef dat hy steeds in beheer is van hierdie wêreld. Want ons woorde vang onsself soveel keer dat ons sê, ag weet jy wat, is alles net 'n gemors. Die wêreld se gemors. Maar wanneer ons regtig gaan stil word voor God, gaan ons nog steeds besef dat hy is nog steeds bo al hierdie chaos nog steeds in beheer. Ons nog steeds positief kan wees, want hy is nog steeds in beheer van alles. Dat God steeds met ons praat en ons stil word. En dat God steeds werk, al voel dit vir jou nie of hy besig is in jou lewe nie. Daar's soveel van ons wat vandag vir ons sê, maar ek ervaar nie God in my lewe nie, en ek weet nie waar is hy my omstandighede nie. Maar dis wanneer ons stil word, dat ons gaan besef dat hy is nog steeds by my, al voel dit nie vir my so nie. Hoe meer ons gaan stil word voor die Here, hoe meer gaan ons sensitief raak vir sy stem en sy teenwoordigheid in ons lewe. Ek dink aan Elia, hier waar hy die Baal-profete geslag het, en die koning ging, Isabel hou glad niks daarvan wat hy gedoen het nie. En sy laat weet vir hom dat hy môre teen die tyd ook sy lewe gaan verloor. En hy vier in die woestyn uit, en die woord van die Here kom by hom, en hy sê hy moet 40 dae die woestyn in, en God wil met hom praat. En ek wil vanmôre vir u sê, hy is besig om daar te staan, en daar kom 'n sterk wind verby, en die berge kleef oop, en die rotse bars. En God was nie daarin. En na dit 'n aardbewing, en God was nie daarin. En na dit 'n vuur, en God was nie daarin. En na daai vuur 'n koelte, 'n stiltigheid en 'n koelte. En daar vind hy vir God. Wat ek vanmôre vir jou wil sê is, partykeer gaan ons nie God in die geraas in ons lewens vind nie. Partykeer gaan ons hom in die stilte en die kalmte van ons rustigheid vind. Hy werk partykeer in die rustigheid van ons lewens met mekaar. As die Here sê, wees stil en weet dat ek God is, wil ek vanmôre vir u sê, kom ons spandeer meer tyd in stilte voor God. Kom ons spandeer meer tyd om te luister wat die Here vir ons sê. En mag die Here jou hart vanmôre stil maak voor hom, sodat jy ook in rustigheid sy teenwoordigheid kan ervaar. Mag ons stil word voor die Here, net weer eens besef wie en wat hy is. Want dis daar in ons stilte tyd, dis daar in ons stil word tye voor God, waar ons bewus word van sy liefde. Dis daar waar ons bewus word van sy stem, en dis daar waar ons ontvang sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Dis daar waar ons gaan besef dat hy is nog steeds in hierdie geraas, in hierdie wêreld, in hierdie hardloop van hierdie wêreld, in my moegheid, in my matheid, nog steeds in beheer. Mag elkeen van ons
stil word voor God en mag elkeen van ons besef dat hy is God. Hy is jou krag, hy is jou sterkte, hy is jou redder. Prys die Here. Ek wil